Wat se dag is vandag? Op die Christelike kalender, Palm Sondag. Palm Sondag vertel die ongelooflike storie van Christus se triomflike intog in Jerusalem. Weet ons wat hier aan die gang is, en laat my toe om net bietjie saam met ons te journey oor hierdie ongelooflike ding wat gebeur het. Kom ons bid en ons vertrou die Here om ons harte oop te maak, ons gees oop te maak en vir ons te wys wat is hier in die gang en hoe reageer ons teenoor dit. Ons staan met een voet in die skrif vandag en met een voet staan ons ook in ons eie lewens. En kyk 'n bietjie, waar staan Jesus? Ons lees. Dit is 'n hele gedeelte, ek moet hom heeltemal deurlees, so honor ons ook die gedagte van hierdie dag. So kom ons lees. Toe Jerusalem begin naderkom, het Jesus en sy disippels in die dorpie van Bethfage geleë teen die Olyfberg bereik. Hy het 2 disippels vooruit gestuur met die opdrag: gaan na die dorpie hier reg voor julle, en julle sal 'n donkie daar vasgemaak sien staan met 'n vul by haar. Maak hulle los en bring hulle hier vir my. As iemand protesteer, sê dan: die Here het hulle nodig. Hy sal hulle nou terugstuur. Dit het gebeur sodat om die profesie te laat vervul. Sê vir die volk van Israel: kyk, julle koning kom na julle toe. Hy is saggeaard en hy ry op 'n donkie, ja, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe gegaan en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en haar vul gebring, hulle boklere op hulle gesit en Jesus het op die donkie gaan sit. Die grootste deel van die skare het hulle boklere op die pad voor Jesus oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en dit oor die pad uitgesprei. Met Jesus in die middel van die optog, het die skare uitgeroep: prys God vir die seun van Dawid. Geseënd is die een wat kom in die Here se naam. Prys God in die hoogste hemele. Toe in Jerusalem binnegaan, was die hele stad in beroering. Hulle het gevra: wie is hierdie man? Die skare het geantwoord: hy is Jesus, die profeet uit Nasaret in Galilea. Jesus het toe die tempel ingegaan en die handelaars en hulle kliënte uitgejaag. Hy het die tafels van die bankiers en die hokkies van die duiweverkopers onderstebo gegooi en vir hulle gesê: daar staan in die skrif geskryf: my huis is bedoel om 'n huis van gebed te wees, maar julle het daarvan 'n rowersnes gemaak. Blindes en verlammes, mense het daar op die tempelterrein na hom toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Maar toe die hoofpriesters en die skrifkenners die merkwaardige dinge sien wat hy doen en hoor hoe selfs die kinders in die tempel uitroep: prys God vir die seun van Dawid, was hulle bitterlik ontsteld en het vir Jesus gesê: hoor jy wat sê hulle daar? Ja, was Jesus se antwoord. Het julle nog nooit in die skrif gelees: u het die kinders en babetjies geleer om u lof te besing nie? Toe is hy weer daar weg en hy het uit die stad na Betanië toe gegaan waar hy oornag het. Ons is in die laaste week voor die kruisiging. Hierdie triomflike ingang in die stad in was net 1 week voor hy sterf. Het jy het geweet? Maar weet jy, as jy gaan kyk in Markus, Matteus, as jy kyk in Johannes, dan spandeer hulle byna 1/3 van die hele boek wat hulle skryf net aan die laaste week van Jesus se lewens. So daarom is hierdie laaste week baie belangrik. Alles wat van hier af gebeur, wil die skrywers, die Bybelskrywers seker maak, hulle vat genoeg plek in die evangelie om vir jou meticulous uit te wys wat hier aangaan. So, hulle mors nie bladsye nie, hulle mors nie woorde nie. Wanneer daar iets geskryf staan, moet jy gaan luister en jy moet gaan dink, waarom is dit daar? Want hierdie woorde is ingebid, uit God ontvang.
en noukeurig so uiteengesit. So daarom skenk ons groot aandag aan hierdie gedeelte. En wat ons vandag gaan doen, is wat ons eintlik altyd doen wanneer ons 'n Bybelstudie doen. Jy gaan kyk na die skrif, jy lees hom deur, jy kry 'n goeie verstaan van hoe die goed loop en vloei, en dan moet jy oplet, wat is die goed wat nie sin maak nie, wat is die goed of wat uitstaan, of wat is die goed wat my in my hart tref. En ek wil ons vandag na 3 dinge gaan kyk, wat so 'n bietjie uitstaan. We have to notice them. Ons moet daarna oplet. Ek wil eers na die eerste ding kyk. Daar is 'n krisis. Hierdie hele gebeurte speel in die agtergrond van 'n massiewe krisis. Kom ons gaan kyk baie mooi. Hy begin deur te sê, toe Jerusalem begin nader kom, het Jesus en sy disippels die dorpie Betfage geleë teen die Olyfberg bereik. Nou wat weet ons hiervan? Betfage, Bethpage is die Engelse naam, is 'n klein dorpie teen die outskirts van Jerusalem, omtrent langs Betanië. Nou wat weet ons van Betanië? Betanië was die plek gewees waar Jesus se vriende gebly het. So ons moet nou verstaan. As Jesus Jerusalem toe gekom het, wat hy gereeld deur sy lewe het, ek dink hy 3 of 4 keer het hy afgereis van Galilea af na Jerusalem in Judea toe. En wanneer hy in Jerusalem gebly het, het hy baie min tye in die stad oornag. Nee, waar het hy gaan oornag? Hy het in Betanië, so 2 myl van die dorp af weg, daar het hy gaan oornag. En dit is belangrik om te weet, dit is waar Jesus se vriende was. Lazarus, Maria en dan ook Martha. So dit was soos Jesus se tuisdorp, as hy nie by die huis was nie. Okay, so hy het altyd net so uit die stad uit gaan bly, en daai plek ken hy. Nou hoekom is hierdie baie belangrik? Die Bybel sê vir ons, toe Jesus naby hierdie dorpie Betfage kom, toe hy naby hom kom, nou sê Matteus, dit is Matteus 21, nou sê Matteus 20 vir ons, wat het net voor dit gebeur? En dis vir ons baie belangrik om te note, wat het net voor dit gebeur? Jesus en sy disippels was in Jericho, op pad na Jerusalem toe. So hulle het getravel van Galilea af, teen die Jordaan af, getravel, en dan draai hulle van die Jordaanvallei af op, dan kom hulle by die eerste stad Jericho, daar het hulle teen oornag en bietjie bedien, en toe van Jericho af, nou slat hulle lyn deur na Jerusalem toe. Toe hulle van Jericho af begin loop, toe is daar 'n skare van mense om Jesus, en die Bybel sê vir ons 2 blinde manne nader Jesus, en hoor wat doen hulle? 2 blindes wat langs die pad gesit het gehoor dat Jesus daar langs verbygaan. Hulle roep toe aanhoudend, Here, seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. Jesus sê vir hulle ja, en hy maak hulle gesond. Dis wat gebeur. Nou ek en jy sit hier en ons kyk na die tema en ons sê, ja, dit klink reg, nog 'n mooi uitstaande wonderwerk wat Jesus gedoen het. Maar daar's meer aan die gang hierso. Ons moet dit vir julle uitwys. Daar's 'n tema in die Bybel, en al die teoloë verstaan dit. As jy teologies opgelei is, dan verstaan jy, en jy ken hierdie tema en jy lees hom raak. En ek wil graag vir julle van hierdie tema vertel. Dit noem ons die messiaanse geheim. Die messiaanse geheim. So. Die Messias is die een vir wie laat ek net dit so stel, ek dink dit is belangrik, want ons gaan heeltyd daaroor praat vandag, en laat ek dit net gou in die knie gekry. Baie mense weet wat beteken as ons sê Messias, maar nie almal nie. So as ons praat van die woord Messias, is dieselfde woord as Christus. Die woordjie Messias is die Hebreëse weergawe van die woordjie Christus in die Nuwe Testament. So Messias, Ou Testament, Christus, Nuwe Testament, maar dieselfde een, beteken die gesalfde. Nou as ons sê Jesus Christus, beteken dit nie Jesus is sy naam en Christus is sy van nie. Verstaan jy my? Ok. So met ander woorde, wanneer ons sê Jesus Christus, dan wat ons eintlik sê, ons aanvaar dat Jesus is 'n individu, geskiedkundige individu wie ons ken met die naam Jesus, en ons bely dat hy is die Christus. Hoekom is dit belangrik om te weet? Almal het nie altyd gedink Jesus is die Christus nie.
Nou wat is die Christus? Wat is die Messias? Die Messias is wat van die begin van tyd beloof was. Ons sien al in Genesis 3 vers 16 dink ek, waar hy sê, daar gaan een kom, wat die slang se kop vermorsel. En al die Ou Testament profete het heeltyd profeteer, daar gaan 'n redder kom, daar gaan 'n Messias kom, daar gaan 'n Messias kom. En die hele Israel wag, hulle weet, dit is die een gesalfde seun van God, wat aarde toe gaan kom, en dan gaan hy die volk vrymaak. So, wanneer daar gesê word, Jesus Christus, dan verwys dit na, alle glo, hy is die beloofde, hy is die finale, hy is die een wat moet kom, dan gaan alles verander. Ok, so dat ons dit onrekening. Nou, met messiaanse geheim is daar 'n tema. Dit is van Jesus se geboorte af, en dan begin hy bediening doen, en van sy bediening af begin mense agterkom, kyk die wonderwerke wat hy doen. Hier is iets anderste in hierdie man. En weet jy wat begin hulle bely? Hulle begin lei. Hy is die Messias. En as Jesus dit gehoor het, wat hy gedoen het, hulle stil gemaak. Hy sê, moenie vir ander vertel nie. Bly stil. Hy het nooit dit ontken nie. Hy het hulle net stil gemaak. Ons kry dit reg deur die Bybel. En so met ander woorde, wat ons agterkom is, Jesus het sy goddelikheid en sy messiaansheid, sy Christus titel, het hy 'n doek oor gegooi. Hy wou nie gehad het, mense moes dit voor die tyd weet. Voor die tyd wanneer hy reg gestaan voor. So ons praat van die messiaanse geheim. Ons sien dit reg deur Matteus 1 vers 34. Markus. Na die vermeerdering van die brode, toe dryf Jesus demone uit, mense uit, en die Bybel sê ons, daai demone wou sy naam uitskree, hulle ken hom, hulle weet wie hy is, hulle weet hy is die seun van God, want die demone weet. En Jesus het hulle verbied om te praat. Het hulle monde toegemaak, julle sê niks. Want al wat hulle kan sê is wie Jesus is. Markus 1:43. Die genesing van 'n melaatse man. Jesus beveel die man en sê vir hom, gaan vertel dit vir niemand nie. Alwel is dit 'n ongelooflike wonderwerk. Jesus was bang dat mense, nee, hy was versigtig, en dit was nog nie sy tyd en sy plan nie. Hy wou nie gehad het, hulle moes weet wie hy is nie. Markus 5 vers 43, die opwekking van Jairus se dogtertjie, onthou julle dit? Jairus se dogtertjie wat uit die lewe uit opgewek word, en Jesus sê vir hulle, asseblief vertel vir niemand nie. Gaan kyk, dit staan net so daar. Petrus kom in Markus 8 vers 29, Petrus kom en Jesus vra vir hulle direkte vraag rakende sy identiteit, né? Wie dink julle is ek? Wie dink die mense is ek? Sommige dink is Elias, sommige dink is Johannes wat uit die dood uit opgekom het, sommige dink is die, ander dink is, hy sê, maar wie dink julle is ek? En die Gees kom oor Petrus, hy sê, u is die Christus, die seun van die lewendige God, die identiteit van Christus, hy nail het, oor het sê Jesus, en Jesus het hulle beveel, om dit vir niemand te sê nie. Jesus het hulle beveel, om dit vir niemand te sê nie. Nou skielik hier op die pad van Jericho af Jerusalem toe, kom 2 blinde manne en hulle skree uit, Jesus, die seun van Dawid, wees genadig oor ons. Nou wat is die seun van Dawid? Dit is presies dieselfde. Seun van Dawid, almal het geweet, is dieselfde titel as Christus, as Messias. Hulle het almal geweet, die seun van Dawid gaan kom, en is uit Dawid se nageslag is die kind van 'n seun van God, selfde titel. En wat is nou die probleem? Jy sien, die probleem was die disippels was geïrriteerd met Jesus. Hulle het heeltyd om probeer druk dat hy moet wys wie hy is. Hulle het sy wonderwerke gesien, hulle het die krag deur hom gesien. Hulle het gesien dat die salwing van God op hom rus en hulle is in hulle hart en hulle lewens, hulle wesens oortuig. This is the Son of God. Maar die ding wat hulle 'n probleem mee het is Jesus wil dit nie vertel nie. En al wat hulle wil hê, Here, neem net die plek in as die regmatige koning van Israel, dan gaan alles regkom. En Jesus sê, vertel van niemand, vertel van niemand, vertel van niemand. En skielik gebeur dit. Skielik gebeur dit. Nou vir die eerste keer skree mense in die publiek uit. Met skare, daar was 'n skare om Jesus toe uit Jericho uitkom. Jesus, die seun van Dawid. Jesus sê, ja, wat kan ek vir julle doen? Do you feel it? Trouble. Trouble. Groot moeilikheid. Die disippels wat dit hoor, se nekhare rys. Ons het nou moeilikheid. Wat is hier aan die gang? Die disippels weet, dis wat hulle eintlik wil hê. Dis wat hulle wil hê. At last gebeur dit. Hy bely nou, hy sê nou en hy laat toe dat ander mense sê wie ek is. Wie hy is, wie is sy
identiteit. Jesus, seun van Dawid, die skare staan daar, en hy sê nie, bly stil nie. Hy sê, ja, hoe help ek julle? Hy aanvaar haar identiteit. En dit is net 'n staptoer weg van Jerusalem af. Ons moet dit voel, ons moet dit sien. En skielik besef hulle, ons het 'n ongelooflike krisis. Want die oomblik as Jesus toelaat dat hulle daai titel bely, gaan dit by al die verskillende ore uitkom. En die regerders van hierdie land gaan dit sien. Hulle gaan dit voel, hulle gaan dit hoor. Hulle weet. Die disippels weet. Alles het nou net in hierdie oomblik verander. Hulle weet. Of ons gaan nou oorwin en ons gaan nou die land oorneem. Dis wat hulle dink. Of ons word vernietig, uit mekaar gejaag en op 'n wrede manier doodgemaak. Dis nou die stretch na die wenstreep toe. Dis nou die laaste druk. Ons kan nie weer teruggaan nie. Nothing will ever be the same. Net bloot omdat Jesus daardie titel aanvaar. Dis die eerste ding wat ons moet notice. Ons notice dit. Dit alles speel af. Dis tension. Groot krisis. Ek wil hê jy moet dit voel. Die tweede ding wat ons moet raak sien, en dis baie interessant. Ek wil hê jy moet raak sien dat Jesus se hand in hierdie intog in Jerusalem is baie sterk. Hy beplan dit. Hy bestuur dit. En hy's krities betrokke. Hy sê vir hulle presies wat hulle moet doen en hoe dit gaan. So wanneer Jesus in Jerusalem inkom, met die intog wat ons nou van gelees het, moet jy verstaan dat Jesus is in beheer van dit. Hy beplan elke element. Hy sê vir hulle waar hulle die donkies moet gaan kry, hoe hulle dit moet doen, wat hulle daar moet doen. Hy is in beheer van dit. En dit is belangrik om te weet. Dit is belangrik om te weet, die goed wat nou gebeur, is nie net 'n spontane klomp gebeurtenisse wat nou gemaak het. Okay, nou moet ons hierdie ding doen nie. Nee. Hier van Jerusalem af, van Jericho af, kom hy nader aan Jerusalem. En hy sê, dit's tyd. Tyd vir wat? Dit is tyd. Dit is tyd. So ons sien ook in hierdie beplanning van Jesus, hierdie beplanningstyd, kom Matteus en hy spandeer 6 verse om ons te wys hoe meticulous beplan Jesus hierdie intog. Okay, so nou moet ons baie mooi kyk. So Jesus ken hierdie area en nou kom Jesus in dit is Bethfage aan. Nou kom hy in hierdie dorpie aan, wat reg by Betanië is. By Betanië is waar Jesus altyd gebyt, hy ken die neighborhood. Hoe weet ons dit? Ek wil net vir julle iets uitwys. Hy verstaan wat hier aangaan. Jesus kom sy disippels en hy sê vir hulle, "Haal vir my 'n vul, 'n donkie." Hy weet waar hierdie plek is. Hy's in beheer van dit. Hy weet presies waar die diere gaan wees. Hy sê vir hulle, daar gaan iemand uitkom en julle probeer stop. Dis wat julle vir hom moet sê. Ek wil vir julle uitwys, Jesus is in beheer van hierdie ding. Ons het baie keer wil ons vir onsself dink, hoe het Jesus hierdie donkie gekry? Ons gaan nou daarna kyk. Hoe het hierdie man toegelaat? Kan jy vir jouself dink? Jy stap mense in jou erf in, vat jou geliefde donkie en afval, vat die tou en stap uit. Kan mense doen? Kan dit nie doen nie. So ons gaan nou 'n bietjie kyk na die unieke goed wat hier aan die gebeur is. Jesus het 100% geweet waar om die diere te kry, na wie toe om te gaan, en dan het hy 100% geweet, iemand gaan opstaan en iemand gaan uitloop. En hy gaan hulle keer. Imagine jy sit op jou stoep. Hek gaan oop, kom 2 ouens in, klim in jou kar, start hom in. Nee. Jesus het geweet, iemand gaan uithardloop, hulle gaan julle keer, maar hy het presies geweet wat om vir hulle te sê. En al wat hulle vir hom moet sê is, die Here het hulle nodig. Dis 'n voorreg, vat hom. Daar's iets aan die gang. Daar's iets aan die gang. En ons moet baie mooi gaan kyk, wat is hier aan die gang? Jesus sê net vir hulle, maak seker julle sê vir hom, die Here het hom nodig, hy gaan hom nou terugbring, hy laat hom gaan. Nou kom ons kyk wat sê aan die gang. 'n Kort tydjie, net voor al hierdie gebeurtenis van Jericho af en hierdie intog na Jerusalem toe, het iets ongeloofliks gebeur. En as ons dit verstaan nie, dan verstaan ons nie die intog nie. Daarom sê ek vir hierdie goeters pas mooi by mekaar in. Jesus het in Betanië gewees en wat het hy gedoen? Hy het 'n man uit die dood uit opgewek met die naam Lazarus. Hy het Lazarus uit die dood uit opgewek en dit het alles verander wat gelei het na Jesus se dood.
Tot op hierdie stadium het Jesus baie in die skaduwees gefunksioneer, en as die fariseërs te hard raak, dan hardloop hy weg na 'n ander plek en bedien hy daar. En as daar 'n bietjie druk kom, hardloop hy weg na 'n ander plek en bedien daar. En so bedien hy, en hulle almal volg hom, en hulle draai hulle hande op hom kry, hulle weet nie waar en wie om hom te vind nie. Van Lazarus af het alles verander. Die Bybel sê vir ons, toe Jesus vir Lazarus sê kom uit die graf uit, het dit 'n ongelooflike impak gemaak in 2 dorpies, en dit is belangrik, Betanië en Bethagia. Daai 2 dorpies langs mekaar. En die Bybel sê vir ons, hoor wat sê, hy sê, baie van die, dis nou direk na Lazarus, né? Hy sê, baie van die Jode wat na Maria toe gekom het, en gesien wat Jesus gedoen het, wat hy gedoen? Lazarus opgewek het in hom begin glo. Baie Jode het in hom begin glo. Dan is jy volgende woord, hoor wat sê hy, net die hoofstuk daarna, hy sê, groot skares uit die geleerderheid van die Jode het kennis geneem dat Jesus daar is. Dis nou direk na Lazarus. Hulle het daarheen gekom, nie net ter wille van Jesus nie, maar hulle wou ook vir Lazarus sien, gaan lees het. Hulle wou ook vir Lazarus sien. So met ander woorde, wat hoor ons? Groot skares, baie Jode, groot skares, het begin hoor wat hy doen, almal het kom kyk, almal wil vir Lazarus sien, touch hom, pouk hom, is dit seer as ek dit doen? Imagine it. Dit was chaos in daai 2 dorpies. Dit was die grootste ding wat daai dorpies nog ooit in hulle lewe gesien het. 'n Man was dood, nou staan hy en hy loop hier tussen ons, en almal het begin in Jesus glo, dat 'n skare ontwikkel. Dit is uiters belangrik om te verstaan, want dit help ons om te sien. Almal het begin in Jesus glo. Nou stuur Jesus 2 disippels, waantoe? Na die dorpie toe wat hierdie skares is, en hy vra, kan ek hierdie esel vat, kan ek hierdie vul vat? En hulle sê, nee, waantoe gaan jy? Die Here, hulle het presies geweet van wie hy praat. Die man wat Lazarus uit die dood opgewek het, die een wie julle almal begin dink, hy is die koning, hy is die Messias, hy is die seun van Dawid. Daai ou sê, vat hom. Dit sal die grootste voorreg wees. Nou verstaan ons. Hoe kan 'n ou nou daai donkie vat? Hy gee hom. Maar die help ons om iets anders te sien, en as ons dit raak sien, ek dink vir baie van julle gaan dit dalk amazing wees. Help ons om te verstaan wat gebeur voor die poorte van Jerusalem, voordat Jesus daar instap. Iets ongeloofliks. Kyk gou. Ek lees vir julle daai gedeelte. Hulle het die donkie daar gevat, hulle het die donkie en haar vul gebring, hoor nou mooi. Hulle boklere op hulle gesit, en Jesus het op die donkie gaan sit. Die grootste deel van die skare, daar is die skare, dis iemand, die skare, het hulle boklere op die pad voor Jesus gegooi, en ook ander takke van bome afgekap, en dit oor die pad gesit. En hoor nou, met Jesus in die middel van die optog, het die skares uitgeroep, prys God vir die seun van Dawid. Hoor nou, hulle is nog nie in Jerusalem nie. Daar's 'n skare om Jesus, en hulle is nog nie in Jerusalem nie. Jy moet dit note, ons notice dit. Toe sê hy, toe hele Jerusalem binnegaan, was die hele stad in beroering. Okay, so daar's skares wat skree, prys die Here, die Messias is hier. Dis 'n skare. Daai skare het nie eers in Jerusalem ontstaan nie, dit was buitekant Jerusalem. Dan kom hulle by die stad in, dan is daar 'n stad wat in beroering is, in bekommernis, bang is, in beroering is. En hulle vra, wie is hierdie man? So daar's 'n skare wat weet wie hy is, dan is daar 'n stad wat sê ons weet nie wie hy is nie. Wie is hy? Wie is die skare? Want die skare is nie die stad nie. Het jy daai woorde gehoor? Jesus in die middel van die optog, met skares om hom. Ek wil vir jou dit uitwys. Die skares, kyk hier is ons rolspelers. Jesus en sy disippels, dis een rol. Dan het ons skares, dis iemand anderste. En dan het ons die mense in Jerusalem. Die mense in Jerusalem, weet jy wie die skares om Jesus is die mense wat hom geken het van wat hy gedoen het in Betanië en Bethagia. Dit was die skare. Hulle het begin glo in hom. Jerusalem nog nie. Hierdie mense wel. En met ander woorde, wat uiters belangrik is, Jesus het nie net 'n donkie gaan haal nie, hy was in beheer. Onthou julle hierdie ding wat ek wil julle moet notice. Hierdie ding wat ek wil julle moet notice is, Jesus was in beheer van elke deel van hierdie ding wat afloop. En hy kom in
Betanië en Bethagie, en hy sê, bring vir my 'n pakdier, en almal weet, iets is aan die gang, hy begin proklameer, ja, hy is die seun van Dawid, en daar begin 'n optog om hom, 'n optog, voor hy in Jerusalem kom. Die is uiters belangrik om raak te sien. Jesus was in beheer van hierdie hele gebeurtenis. Hy het dit so beplan, hy het nie die mense uit toe gejaag, o nee, julle maak 'n groot vas nie. Hy het toegelaat dat hulle klere oor die donkie gooi. Hy het toegelaat dat hulle palmtakke voor. Hy het toegelaat dat hulle uitsing, seun van Dawid het nou net by ons ingekom. Hy kom ons red. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jesus druk die issue van sy koningskap af. Dit is belangrik om te hoor. Hy druk dit af. Ja, ek is nou die koning. Is tyd. Neem my plek in. En ek kom my in Jerusalem in. Derdens, doen hy iets anders, wat ons moet raak sien. Wat is die derde ding wat ons moet notice? Hy kies 'n donkie. Nou julle, hierso speel ons met 'n massiewe internasionale simbool. Jy moet raak sien. Die internasionale simbool, Adel, geef my daai foto van die intogte insit, asseblief. Ek dink ek het 'n foto daarvan. Ok, daai is die tipe foto's wat jy kry. So wat gebeur? Is 'n generaal of 'n nuwe koning het 'n area omgewing oorwin. Hy vat dit in besit. En die manier hoe die so koning dit doen, al sy vyande is onderdanig nou, het hulle oorwin, en dan kom die generaal of die koning op 'n oorlogsperd en hy ry in die stad in, en wat sê dit? Dit sê vir die stad, 'n nuwe regering is aan bewind. 'n Nuwe koning vat nou die troon. Wat symboliseer dit? Weet jy wat symboliseer dit? Al die ou regerders is of dood, of weggejaag, of ons het hulle oorwin. En ek neem nou oor. En hy kom triomflik in die stad in. Dis wat Jesus hier doen. So wat gebeur met Jesus se disippels? Hulle raak opgewonde. Aan die een kant is hulle opgewonde, at last, ons gaan Jerusalem in, ons gaan hom kroon en ons gaan sy judges wees, ons gaan saam met hom regeer in hierdie stad. Hulle raak opgewonde, die skare sê, at last gaan die Romeine uitgeskop word, die die geestelike leiers wat ons so onderdruk met swaar geestelike reëls gaan uitgesorteer word, en koning Herodes wat eintlik maar net 'n puppet king is, hy gaan op sy plek gesit word en 10 teen ook doodgemaak word of uitgewis word. En die disippels raak opgewonde, maar, die disippels is bly, Hosanna die koning is hier, maar, hy kies 'n donkie. Hy kies 'n donkie. 'n Donkie is nie vir konings nie. Konings ry op oorlogsperde, generaals ry op oorlogsperde, Jesus kies 'n donkie, dis 'n probleem. Wie ry donkies? Melai. Diensknegte. Okay. Ek gaan nie weer vra van nie, want sy gaan nooit weer so mooi voorsit nie. Diensknegte ry donkies. Slawe, ja, hulle doen errands vir hulle baase op donkies. Jesus ry 'n donkie. Kan jy jou voorbeeld, kan jy jou net indink, die disippels, Petrus, kom Jakobus langs hom staan, hoor die boete, ons het 'n probleem. Kyk, ek hou van die boldness wat Jesus nou vat, maar laat ek nou vir jou verduidelik, ons het 'n probleem. Hy stuur big signals hierdie ou. Kyk nou hierso, nê. Donkies is nie vir konings nie, chom. Weet jy wat gaan ons doen, nê? Ek ken 'n ou in Jerusalem. Eerste gaan ons doen, nê. Ons gaan vir 'n image consultant aanstel. Ons moet hierdie image regkry. Die tweede ding is, ons gaan 'n PR specialist moet kry, want hierdie ou stuur mixed signals. Donkies nee, perde ja. Hierdie ou kan nie die goed sien soos dit moet happen nie. Imagine jou. Is hy die wandering guru van die platteland, of is hy die generaal wat die Romeine kom uitskop? We have to give the right message. We have to give the right message. Het is goed dat ons moet raak sien. Ek wil jy moet hom net voel, laat hom net daar lê. Laat hom net daar lê. Nou, wat beteken dit? Wat beteken dit? Wat beteken vir my en jou, en wat kan ons vandag hier uitvat? En ek bring dit. So die stad, Jerusalem, is die
hoofstad van Israel. Ons moet net sê, wat gaan hier aan? Die hoofstad van Israel is die nerve center van waar alles gebeur. So by Jerusalem, as jy wil iets groots moet gebeur, moet dit in Jerusalem gebeur, anders dan gebeur dit nie. Dit is die nerve center. Wie is in Jerusalem op die oomblik? As die Bybel sê, die stad was in beroering. Die stad het hulle doodgeskrik. Wat gaan hier aan? Wie is hierdie mense? Eerstens is dit die godsdienstige leiers. Hulle hoofkwartier was in Jerusalem. Dis waar die tempel is. En vir die Israeliete, vir die volk, was dit die hoogste vlak van erkenning. Is die geestelike leiers. Onthou, hulle geestelike leiers was ook hulle politieke leiers. Politiek en geestelike leiers was nie geskei nie. Die kerk en politiek was een. So as jy die hoëpriester is jy eintlik die president oor die hele volk. Dit was vir die volk. Maar dan het Israel nie die geestelike leiers gehad in Jerusalem nie. Hulle het ook 'n koning gehad in Jerusalem. En wie was hy? Dit was koning Herodes. Nou wie en wat het hy gedoen? Koning Herodes was nou eintlik die leier oor Israel aangestel vir die Romeine se kant af. Want eintlik behoort die land nie aan die Jode meer nie, nie aan koning Herodes nie, glad nie aan hom nie. Dit behoort aan die Romeine. Hulle het die land oorwin. Hulle is die regeerders. Maar koning Herodes is kind of die middelman, wie hulle sê, okay, jy kan 'n puppet king wees, jy moet net sorg om die land te bestuur soos ons wil hê jy moet die land bestuur. En koning Herodes het enige iemand doodgemaak wat hom bedreig. Onthou, dis wie Johannes die doper se kop afgekap het, want hy sê, hy mag nie met sy broer se vrou trou nie. Kan jy dit dink? So dis wie die mense is. So Jesus Christus kom in hierdie stad in. Waar die leiers van die leiers van die leiers van die leiers is. En waar die seat is van Rome. Met 'n hele weermaggarrison daar, om te kyk dat alles hier ordelik gaan. Hoekom dink jy was die stad in beroering? Hier by hierdie hek kom 'n man in en die mense claim hy is die koning. Voel jy dit? Hier is mos 'n koning. Hier is leiers, die geestelike leiers sê, ons het nie geweet daar's 'n nuwe koning nie. Waarvan af kom hy? Kan jy dink vir Herodes, wat is hier aan die gang? Ek is die koning. Something's gotta give. Wat hier gebeur, is omdat Jesus in beheer is, ek het nou vir julle gewys, hy was in beheer van alles, is Jesus forceer. Hy forceer sy koningskap. Hy bring dit op hierdie dag in. Jesus kom, en hy stel 'n mandaat vir die stad. Hy stel 'n mandaat vir die stad. Hy weier om hulle 'n maklike pad uit te gee. Hy kom dat die hele stad skree, die skare skree, ek is die koning. Die stad kan nie nou niks meer doen nie. Hulle kan nie 'n blinde oog draai nie. Niemand kan meer opstaan en water op hierdie vuur gooi nie. Nee, alles wat nou op hierdie vuur val is petrol. Hier's 'n ongelooflike groot spanning wat hier aan die gang is. Hoe sê Matteus dit? Hy skryf dit op 'n manier en ek wil mooi hoor en hier is ons boodskap. Kyk, julle koning kom na julle toe. Hy is saggeaard en hy is op 'n donkie, ja, op 'n vul van 'n pakdier. Nou kom ons doen net gou eers die laaste deel. Hierdie sin gaan ek in 2 dele op jou. Kom ons begin gou met die laaste deel. Laaste deel sê hy saggeaard, hy ry op 'n vul van 'n donkie. Hoe klink dit vir jou? Klink na 'n gentle king. En ons weet dis wie Jesus is. Dit klink soos klink nie konfronterend nie. Dit klink nie soos iemand wat 'n fight kom piek nie. Hy kom gently. Maar dit klink 'n bietjie soos 'n teddybeer koning, is ek reg? Hy het nie tande nie. Hy het nie naels nie. Julle, maar ons lees net die een gedeelte. Daar's 'n ander gedeelte van hierdie sin. En die gedeelte lees so: die koning kom na julle toe. Dis bedreigend. Dis konfronterend. Dit is maak 'n besluit, hier kom ek. Of jy nou wil of nie, ek is aan die kom. Dis konfronterend en dit is waarmee Jesus nou hierdie stad kom konfronteer. Dink gou 'n bietjie. Hier kom hierdie koning in. Wat moet Herodes nou doen? Hy kan nie nou dit net vergeet nie. Hy kan nie sy kop wegdraai nie. Hy kan nie maak of dit nie gebeur het nie. Dit gebeur nou. So hy word gekonfronteer om nou te reageer. Wat doen die Joodse leiers? Hulle skree, hierdie is die seun van Dawid, en hulle is kind of, niemand het vir ons gesê, hy is die seun van Dawid, en ons is ten minste
die hoogste gesag geestelik in hierdie stad. Niemand het dit met ons geraak nie, ons het die papiere geteken nie. Wat is jy in die gang? Hulle moet nou reageer, en dan dink jy net aan wat die Romeine hier moet staan en doen. Wat dink jy? Wat is jy in die gang? Ek wil iets moois wys, en dan gaan ek keer op keer sê, luister mooi. Jesus Christus is ongelooflik nederig. Maar, hy is nie beskeie nie. Kom, ek sê het vir jou op 'n ander manier. Jesus Christ is unbelievably humble, but he is not at all modest. As Jesus is ongelooflik nederig, wanneer hy by mense kom, is dit liefde, dis genade, dis sagmoedigheid. Daar's niemand so sagmoedig en so nederig soos Jesus, as hy na mense toe kom nie. Hy laat nooit iemand voel dat hy is verwewe oor hulle nie. Hy laat sondaars welkom voel by hom, prostituie, hy laat die grootste sondaars van die tyd is tollenaars, hy eet saam met hulle, hy kuier saam, hy sit saam met hulle op die vloer. Sy disippels wandel saam, hy het nie 'n hoë sens dat hy is te goed vir hulle nie. Hulle was vissermanne, hulle was ambagsmanne. Hy het hulle in sy kraal ingetrek. As jy Jesus sou gesien het, het jy gevoel, ek is veilig hierso. Dis die mees sagmoedigste persoon wie jy ken. As mense aan Jesus dink, is dit loving, gentle, tender, compassion, serving. Maar, as dit kom by wie hy is, sy identiteit, dan sy ongelooflik regheid. Ongelooflik regheid. Ek is die Messias. Toe hy dit begin sê, ek is die Messias. Ek is die koning van konings. Ek is wie my Vader sê ek is. Ek is die seun van God. Hy is nie beskeie oor sy eie identiteit nie. Hy ontken dit nie. Hy bring dit duidelik na jou toe. En jy moet baie mooi luister. Wanneer Jesus na die stad toe kom en druk hy sy agenda. Hy kom op 'n vol, maar hy maak bold statements waarvanaf jy nie kan jou rug opdraai nie. Ek is die koning. En die oomblik as hulle gesê het, hy is die seun van Dawid, weet jy wat sê hulle? Die seun van Dawid, die Messias, is die grootste koning van alle konings wat kom. Is nie net die grootste koning nie, hulle sê hy is die finale koning. Na hom sal daar nooit weer 'n koning kom nie. Hy is die finale koning van Israel, wat tot in ewigheid Israel sal regeer. Hy is die ultimate king. Kan jy sien hoe dreigend is dit? So Jesus Christus is nederig, maar wat hy nie is nie, is beskeie. En nou kom Christus voor die stad. Ek wil hê jy moet dit sien. Hy gee vir die stad een van twee keuses. Hy kom na hulle toe, ek kom, die ultimate king. Hy maak die ultimate proclamation, ek stry in die stad in triomflik. Ek neem koningskap terug en oor. Wat kan die regerders doen? Een van twee goed. Ek het op die bord 'n slide gemaak, om het huis toe te dryf. They can either crown him, or they can kill him. Nothing in between. As Jesus na hulle toe kom, hy konfronteer het, hy sê, crown me or kill me. I don't give you any other option. Crown me or kill me. Hulle kan nou niks ander, as hulle hom nie wil kroon as koning nie, gaan hulle hom moet vernietig. En Jesus ry in, en hy maak hierdie ongelooflike stelling. Crown me or kill me. Wat van jou? Wat maak jy met Jesus? Jy sien wat Jesus nie vir jou gee nie, hy gee nie vir jou 'n geleentheid, sodat jy hom kan like nie. Jesus kom nie na jou toe, met die opsie, of ek is koning, ek is alles wat ek sê ek is, of jy kan my net like at least. Jy hoef nie ons te glo wat ek sê nie. Ek gee nie vir daai opsie nie. Christ does not give you an option to like him. Ek het vir my sê, Jaco, weet jy, ek love sy waardes, ek hou van sy teachings. Ja, die goed wat hy van homself sê, dit moet jy met 'n knippie sout vat, maar ek hou van sy values. Jy kan nie dit sê nie, want as jy dit vir my sê, dan beteken dit alles wat hy van homself sê, sê hy 'n leienaar.
As jy vir my sê, ek hou van hom, maar glo nie alles wat hy sê nie, dan sê ek vir jou, ja, want dit beteken alles wat hy sê, dan sê hy 'n imposter. Hy's 'n kulkunstenaar. Hy kom verlei mense weg van die ware God af. Hy is of wie hy sê hy is, of hy's kranksinnig. There's nothing in between. Jy kan nie net Jesus volg, want jy like hom nie. He's either the king and you crown him, or he's the imposter and then you should kill him. Nothing in between. Niks anders nie. Niks anders nie. Dit was ongelooflik. Jesus ry in, hoor hierdie goed wat hy sê. Hy het hierdie ongelooflike goed gesê. Hy kom daar aan. Seun van Dawid, hy help niemand meer reg nie, hy aanvaar hy titel. Hy stap in die tempel en nou en sê, wat is die tempel? Dis die huis van God. Hy stap in die tempel en gebruik hy taal soos hierdie. Eerstens kom hy en hy gebruik taal, hy sê, julle maak van my huis 'n rowersnes. My huis sal bekend staan as 'n huis van gebed. Hy sê, hierdie tempel is die grootste, belangrikste gebou in die hele Israel. This is my house. Hy maak asof hy die eienaar is, dan begin hy die furniture rondskryf in hierdie plek. As iemand wat klein, nie net ek is koning, jy weet jy wat klein my? I am God. I'm the one and true and only God. I'm the one and true and only God. Either you crown me or you kill me. But in between there's nothing. Onthou julle? En die Bybel se mooi sê, Johannes sê, hy sê, was julle maar lou? Was julle warm? Of was julle koud? Maar as julle lou is, dan spoeg ek julle uit my mond uit. Here sê, of jy is vir my en jy glo alles wat ek sê, en ek is die koning, ook in jou lewe, nothing less, ek is die skepper, want Johannes sê, van alles het deur Christus geskep. Ek is die een wat was van alle tye af. Ek is die een wat tyd en ruimte transcendeer. Ek is een wie elke knie voor sal buig. Daar's geen regering in hierdie wêreld wat groter as ek sal wees nie. Ek stel konings aan, ek stel konings af. Ek het die aarde gemeet in die deursnee van my hand met die universe en alles. Ek is die een wat weet hoeveel hare op jou kop is. Ek is die een wat jou geken het voor in jou moederskoot gebore is. Ek is die een. Ek is die begin en ek is die einde. Dis die goed wat Jesus vir ons sê. Hy konfronteer ons met 'n ongelooflike groot waarheid. En ek en jy moet besluit, is hy our king? Ruach gemeente moet besluit, is this our king? Or is he an imposter? We have to crown him, we have to kill him. There's no middle ground. Hy spoeg ons uit sy mond uit. Spoeg ons uit sy mond uit. Crown me or kill me. Ek wonder hoe lyk dit vandag in jou hart? Ek wonder hoe lyk dit in jou hart? Ek wonder of is Jesus hierdie mooi teddybeer wat jy van die rakke val nou en dan wanneer jy hom nodig het? Of is hy hierdie ongelooflike, die ultimate koning van alle eeue? As hy die skepper, sy God. Wat maak jy daarmee? Hy gaan nie vir jou 'n middeweg gee nie. Gaan nie vir jou 'n middeweg gee nie. Jy sien wat Jesus doen as hy voor jou staan. En hy sê vir jou, ek is die Messias. Dan glo jy hom. Jy verneder jouself en jy volg hom. Maar gaan hy nie vir jou geleentheid gee nie. Dan sal jy vir hom lief wees en jy volg hom. Jy het net een keuse wat jy kan maak. Crown him. Kom maak ons so toe. Jesus Christus. Ek wil proklameer dat ek en my huis U wil kroon as koning. Jesus Christus, ek wil proklameer dat ek in hierdie gemeente U wil kroon as koning.
Ons wil nie speel met ons verhouding met U nie. Ons weet dat as ons by U is U liefde, U genade vir ons groot. Ons weet dat al is ons voor U gebroken en stikkend vol sonde, vol foute, dan kom U lovingly en U tel ons op U skoot en U druk U groot arms om ons en U druk ons teen U vas en dit is U liefde wat ons verander, nie wette nie reëls nie. Ons weet dit. Maar ons bely en ons weet ook vandag dat U is die groot ek is. U is die ultimate koning van die wêreld. En U koninkryk, wat U daai dag geplant het, staan vandag nog. En daardie koninkryk lyk vir mense onsigbaar, maar dit is meer reëel as enigiets anders wat ons kan sien. En ons bely vandag dat ons wil in daai koninkryk leef. Ons buig ons knie voor die groote koning, Hosanna, Hosanna, die seun van Dawid. Die seun van God. Ons buig ons knie. Ek wil 'n geleentheid gee as daar enigiemand is wat hier sit, terwyl al die oë toe is. Jaco, ek wil graag om kroon as koning in my lewe. Dis eenvoudig. Dis baie. Dis eenvoudig vir wat jy moet doen, maar vir wat hy gedoen het, was niks eenvoudig nie. Hy het die koninkryk van duisternis oorwin. Hy het sy liggaam gegee as losprys. Hy het die ongelooflikste lyding deurgegaan vir wat ek en jy moes vat. En hy het sy lewe williglik neer gaan lê. Hy het opgestaan as 'n oorwinnaar, triomflik. Hy het nie net die stad Jerusalem triomflik ingegaan nie, hy het die doderyk by daai poorte ingegaan, triomflik. So as ek sê dis eenvoudig, is vir jou eenvoudig, maar dit was nie vir hom eenvoudig nie. Net daar waar jy sit, kan jy weer opnuut sê, ek in my huis, kroon U as koning. Kan dit in jou hart bid. Dalk kan jy nie sê ek in my huis, maar dalk sê jy, okay, in my hart kroon ek U as koning. Dalk kan jy dit bely. Dalk is dit die eerste keer wat jy regtig dit besef. Ek kan sien hier is besig met mense. Dit kan die mees belangrikste besluit wees wat jy in jou lewe maak. I crown him as king. Amen. Liewe gemeente, ek sien so uit na volgende week. Volgende week vertel ons die storie in ons gemeente Ruach se taal. Het gaan 'n bietjie 'n diens wees met ander forme van kuns in. Ons nooi julle, moet dit nie mis nie. As jy ergens gaan vir die naweek, kom ek challenge jou, gaan net so rukkie later. Ons is vroeg die diens is 9 uur. Dit gaan nie langer as 'n uur wees en dan is alles klaar. En dan kan jy gaan ry en jy kan kom waar jy moet kom. Ek nooi jou, moet asseblief nie daai diens mis nie. En dan, daar's mense wat bely in hierdie gemeente dat God is sy koning. Hulle het dit bely. En hulle wil hom graag volg ook in die doopwater. Ons gaan Vrydagoggend na die Paasdiens, gaan mense wat graag Jesus wil volg, deur die doop ook. Wat dink jy as jy God kroon as jou koning? Jy's gehoorsaam aan hom. Dis een van die opdragte, gaan dan uit. Jesus se eie woorde, die koning se woorde. Gaan maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, is 'n opdrag. As jy hier sit en jy wik en weeg nog, kom praat met my, stuur 'n boodskap vir Adel en sê, sluit my in, ek wil ook gedoop word. Ons doop in die see as ons kan, as die weer ons toelaat, as die weer ons nie toelaat nie, kom doen ons dit in die lagoon, ons het 2 plekke waar ons dit kan doen, en ons gaan doop mense daar. Dis 'n wonderlike geleentheid. Enige iemand wat hier is wat graag dit wil bywoon, is baie welkom. Julle kan saamgaan en dan ook die mense wat gedoop word, vriende en familie, julle kan hulle nooi. Hulle is baie welkom saam te doen. Soos gewoonlik is daar tyd na diens. Jy gaan gou huis toe, kry jou klere, ry na die plek toe wat ons vir jou sal sê en ons kry mekaar daar. As iemand hier oortuig is in sy hart, ek wil dit ook doen. Met die grootste liefde, praat met my, vra vir Adel, maak moeite daarvan. Dankie. Daar's lekker koffie daar buitekant, kuier lekker saam. Dankie vir almal wat online ingeskakel het. Mag jy 'n ongelooflike dag hê. Dankie.